Goeiedag en baie welkom. Dit is Woensdag. Ek het gesê Donderdag, maar ek sien op die kennisgewing 'n week terug het ek gesit Woensdag. Ek weet nie waar hy Donderdag ingekom nie, maar dit is Woensdag en ons kan jy dit dink, ons is 10 dae van Goeie Vrydag af. Net 10 dae. En ons praat altyd van die Lydensweek, maar die Lydensweek begin eintlik 10 dae voor die tyd. Nie 7 dae nie. Interessant is, in die Hebreëse kalender is ons in die maand Nisan. Nisan en die 6de Nisan loop saam met Jesus loop Jesus se laaste 10 dae saam met hom en ons gaan dit loop. Ek is regtig opgewonde. Dit is baie lees en baie agter mekaar gesit het om te sien wat is waar, om dit in die regte orde te kry, want dit is nie so geskryf in die Bybel nie. En prys die Here. Die Here laat ons hierdie 10 dae saam met U loop, dat ons werklik sien wat het dit naartoe opgebou en hoe het dit gewerk, en dat Jesus se lyding het al nie net daar op Goeie Vrydag begin op die kruis en met sy geeseling nie. Dit het 'n paar dae voor dit begin. Nou, ons is by die 10de Nisan. Dit is was dit 2026, 27, 28 jaar gelede, in die jaar 3790. Dit is wat dit is. Wat het op daardie 10de dag voor die kruisiging, wat het Jesus gedoen? En dit het hy gedoen. Dit begin in Betanië. En net om vir jou te wys waar is Betanië. Dis nou wel die Engelse kaart hierdie, maar ek het nou nie 'n ander foto nie. Daar is Betanië. Betanië lyk naby aan Jerusalem. En kyk hoe naby is dit aan Bethlehem. Ook nie baie ver nie. En het begin in Betanië. Wat is in Betanië besonders? Dit begin met die susters Maria en Martha, wie se broer Lazarus vir 4 dae reeds dood is, en hulle laat Jesus weet hy is dood en hy moet kom. En dan kom Jesus in Betanië. En almal rou en almal is hartseer. Jesus self is baie hartseer. Hy is, as jy lees in die skrif, dit is Johannes hoofstuk 11 vers 1 tot 44, dan sien jy Jesus het self geween en hartseer gewees. En maar daar gekom sê Jesus vir die disippels dat Lazarus is nie dood nie, hy slaap. En dan met 'n groot stem staan daar, dan roep Jesus hom, en wat gebeur? Dit gebeur. Daar kom hy uit die graf uit in doeke. Boem, 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 daar kom hy uitgestap. En hy leef. Dan in Jerusalem praat die mense praat van hierdie groot wonderwerk. En in Jerusalem dan hoor die fariseërs en die owerpriesters ook hiervan.
dan maak hulle plan, hulle kom by mekaar, hulle vergader, om planne te maak, saam met dit is dan die fariseërs, die owerpriesters en die Joodse raad, hulle vergader om te besluit wat om met Jesus te doen, want hulle vrees is, indien hulle hom laat aangaan soos wat hy aangaan, gaan almal kort voor lank in hom glo. En op hierdie dag, 10 dae voor Goeie Vrydag, wanneer Jesus sterwe, dan begin hulle beraadslaag hoe om Jesus om die lewe te bring. Dit lees jy in Matteus 26 vers 1 tot 5 en Markus 14 vers 1 en 2, Lukas 22 vers 1 en 2, Johannes hoofstuk 11 verse 45 tot 53. En dit is wat gebeur het op die dag. Daardie, waar is ons voordat ek weer die mekaar word met die 2 dae, op daardie woensdag 2000 en as jy dit regtig uitwerk, is dit 2028 dae gelede met Jesus in Betanië. Dit is wat op die 10de dag gebeur het, niks anders nie. Jesus kom in Betanië, wek Lazarus uit die doodheid op en in Jerusalem begin hulle beraadslaag, planne te maak, begin hulle, ons moet 'n saak bou teen hierdie ou, wat homself Jesus noem, want as ons nie oppas nie, gaan almal later in hom glo. Dit is die, wanneer was dit, het ek gesê, die 6de Nisan, dit was die 6de Nisan. Môre kyk ons na die 7de Nisan. Nou, dit voel vir my nou nie so lekker om nou hier te stop nie, want jy begin nou net lekker te gesels en, wow, maar ja, dit is wat gebeur het op daardie dag. Ons wil dag vir dag saam met Jesus die pad loop, dus daarom gaan ek nie verder nie. Tot môre dan, gaan dink hier aan, gaan herkou daaraan en geniet dit. En tot môre, dis dan donderdag, die 7de, o ja, dit is, dan gebeur daar 'n bietjie meer, en so word dit elke dag bietjie langer, en dan sê hier tussen 1 of 2 dae, wat dit weer so kort is, en ek gaan net hou by dit wat op daardie dag gebeur het, sodat ons dit regtig saam met Jesus kan ervaar. En ja, dit is dit. Dis al vir vandag. Tot môre middag 5:00, dan gesels ons weer en dan kyk ons wat het die volgende dag met Jesus gebeur. Dit sal wees die 9de dag voor sy kruisiging. Tot dan, die Here se seën vir jou. En ja, kom ek gee vir jou die Here se seën in sy Hebreëus. Ons is nou so half hier in die Hebreëus in Nisan en dit en so. Yerechocheta Adonai dishmarecha, Yair Adonai pawanilecha wechochonechta, Yesa Adonai pawanilecha we asamlecha, Shalom.
Wat het ek nou gesê? Dit het ek gesê in Afrikaans. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Hy sal jou vrede gee. Tot volgende keer.